Ek wil net 'n laaste dingetjie sê van Ignite. Dis nie net 'n workshop nie. Dis nie net kom ek leer jou hoe om iets te doen nie. Daar gaan sessies wees van diep aanbidding. Daar gaan sessies wees waar jy encounters gaan hê met God. Dit gaan verdieping vir jou persoonlik bring ook. So asseblief, as jy nog huiwer, jy wil dalk nie sit in 'n klas nie, dit gaan nie 'n klas wees nie. Dit gaan regtig verskriklik goed wees vir elkeen van ons geestelike groei. Kom ons staan op en ons aanbid God vir wie hy is. Hy is goed, hy is ons Here, hy is ons vesting, hy is ons herder, hy is alles vir ons. Is hy alles vir jou? Is hy alles vir jou? Kom ons kry 'n amen as hy alles is vir jou. Amen, amen.
this joy and perfect peace. In this joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. No, never, never be the same. Forever I am changed. Thank you, Jesus. You changed me. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name. Shout Jesus, Jesus. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. No, never. Forever I am changed. Oh, thank you, Jesus. Forever I am changed. And this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let
groter lig wat binne in elkeen van ons is, die lig van die wêreld wat gekom het. En hierdie lig wat deur ons skyn, maak hierdie donker wêreld soveel beter. Moet nooit ooit 'n emmer op hierdie lig sit nie. Die enigste rede hoekom ons partykeer emmers op ons sit, om hierdie lig te dim, is omdat ons nie werklik die liefde van Christus, van Abba Vader hier binne ons koester nie. Ons het nog nie tot daai werklike realization gekom van presies hoe lief hy jou het, soos jy daar is, soos jy daar staan. Hy is lief vir jou. Ek wil net hê jy moet jou hand so op jou hart sit vir 'n oomblik. En jy vir jouself sê, Vader is lief vir my. As jy dit weer moet sê, as jy dit nog nie glo nie, sê dit nog 'n keer. Vader is lief vir my. Ek kan al reeds sien die glinstering in party van julle se oë, net om daai weer opnuut te ervaar. Hy is so lief vir jou. Ek wil ons met dit nog een keer sing. This little light of mine, hierdie liefde wat hier skyn hier binne my. I'm gonna let it shine. And this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Nog een keer, oh this little light. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Yes, Lord. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Yes, Lord. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Thank you, Lord. Dankie Here dat ons kan besef hoe lief U ons het. Soos wat jy jou hand nog steeds op jou hart hou. Kom ons sing hierdie lied. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but
so vir 'n oomblik nog gesluit is, terwyl Brigitte so sê vir jouself hoe lief die Here jou het, ervaar ek dat hier tog mense is wat so sukkel om dit net te sê. Want jy dink die dinge wat ek gedoen het die afgelope week of die afgelope maande of die afgelope jare het jou gediskwalifiseer om so iets te uiter, dat so skoon en rein en heilige, wonderbaarlike God, in wie daar geen sonde te vinde is nie, hoe kan ek sê, ek het hom lief, of hy het my lief, en ek is so gebroken en vuil en vol sonde. Jy weet, jy moet dit hoor vanoggend, terwyl jou oë gesluit is, vir 'n meerderheid van mense vanoggend hier, is dat hy het jou lief. Afgesien daarvan wat jy gedoen het hierdie week, dit diskwalifiseer jou nie. Dit elimineer nie die feit dat sy hande en sy besorgdheid en sy genade so oor jou is. Dat hy steeds na jou kyk, al kyk jy nie na hom nie. Dat hy jou steeds volg, al volg jy hom nie. Dat hy steeds saam met jou loop, al weet jy dit nie. Dat sy hand is tog oor jou, en jy weet dit. En terwyl jou oë net so gesluit is, of ons nie net so saggies, dat die band ons net nog een keer kan lei, miskien moet jy dit net hoor. Miskien moet jy dit net weer hoor, dat hy het jou lief. Dis die hele boodskap opgesom in 'n lied, wat wêreldbekend is, wat waar is, wat Bybels is, hy het jou lief. Dis alwaar het gaan vandag. Hy het jou lief, en as jy vanoggend hier kan uitstap en kan erken, ek weet hy het my lief, dan is dit 'n begin. Dan kan jy hom begin lief kry en verhouding met hom maak. Miskien terwyl jy daar staan, kan jy uit en sê, Here, vergewe my. Dis al wat jy moet sê, Here, vergewe my, ek draai om, ek in hierdie oomblik, het maak nie saak van jou oomblikke daar buite, in hierdie oomblik nou, ek wil U lief hê, want ek weet U het my lief. Help my om U lief te hê. Gee my woorde, hoe ek kan uitsprake maak. Wys my om my tree te laat loop, dat ek op hierdie pad kan bly, wat ek nou ervaar. Terwyl jou oë net nog so vir 'n oomblik gesluit is, terwille van mense wat hier is vanoggend. Hy het jou lief. Hy het jou lief. Hy het jou lief. 'n soort liefde wat jy nooit kan begryp, wat jou uit die duisternis ruk, uit die stank van hierdie wêreld, uit die sonde van hierdie wêreld, en hy hou jou vas met jou vuil, en terwyl hy jou vashou, voel jy hoe jy skoon word, hoe jy 'n nuwe kleed kry, hoe hy jou beklee met heiligheid, vergifnis en genade en redding. Terwyl jou oë net so toe is, wil jy nie dit saam met my sien in die geestesrealm nie. Kom ons sing dit nog een keer. Jesus loves me. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
jou sitplek inneem. Vir 'n oomblik wil ons hierdie oomblik net eer en ek het so baie om vir jou dalk te noem en ek gaan kyk of ons dalk aan die einde van die diens ek al hierdie kan inwerk, maar terwyl ek laasweek nog voorberei het, ek lees net vir jou vinnig, die Here het aan Maria verskyn, aan Josef en vir Josef gesê, wees nie bevrees nie, jou vrou Maria, wat by jou is en wat jy ingeneem het, sy is swanger en wat in haar verwek is uit die Heilige Gees uit. En dat jy nie moet vrees nie, dat jy haar moet inneem en dat jy dit moet aanvaar. En dan gaan hy verder en dan sê hy, hierdie kind wat gebore is uit die maagd Maria, dat julle hierdie seun, hierdie woorde, dat julle hom moet noem, julle moet hom noem Immanuel, Immanuel, wat letterlik beteken, God is met ons. Mense, vanoggend as ons hierdie kinders aan die Here gaan toewy, is dit 'n boodskap vir elkeen van ons, dat jy weer net sal inneem, hier's 'n paar momente wat ons net vanoggend weer moet inneem, of dit nou kinders is en sê, ag my kinders is al oor see en hulle is al getroud en hulle het al kinders, dit is nie van toepassing op my nie, maar jy moet dit inneem vandag om te verstaan, dat hierdie kindertjies symboliseer iets vanoggend, alhoewel hulle voorgebid gaan word vir God se seën en sy leiding en sy bekragtiging en sy beskerming, dat jy ook ingesluit kan word as jy hierdie kindertjies vanoggend sien en sê, Here, ek weet, ek is soos 'n kind in die arms, ek weet, as jy dit vanoggend kan embrace en sê, ek weet, dit is Immanuel, God met ons. Want mense, ek het 'n boodskap wat ek jou wil gee, die tweede slegste woordjie in die Bybel, die teenoorgestelde van Immanuel, en ek het nie tyd om dit te verduidelik, maar jy kan gaan lees in 1 Samuel 4, die lelikste woord in die Bybel vir my, asseblief moet nooit jou kind dit noem nie, moet hom nooit Judas noem nie, en ek dink daar's 'n paar ander name, Penias en Gad miskien, moet hom nooit dit noem nie, maar dan is daar 'n naam in hierdie Bybel, wat seker die lelikste naam is, wat sê Ikabod. Kabod beteken letterlik, hierdie plek is gevul met sy heerlikheid. Kabod beteken, dis 'n tasbare manifestasie, 'n tasbare gevoel wat ek kry, 'n teenwoordigheid. Dis wat die skrif van praat, as die heerlikheid geopenbaar word, as die aarde geskit word, as die berg geskit word, waar die teenwoordigheid, as die tabernakel begin rook, as die tempel van Salomo ingewy word, dan is dit so 'n sterk teenwoordigheid, 'n vibe, 'n atmosfeer, as ek in Afrikaans moet praat, wat sê dis 'n atmosfeer wat jou intrek. Ek kan nie genoeg kry van hierdie atmosfeer nie, dit is vullend. Dit is kabod, dit is die mooiste woord in die Bybel, heiligheid, heerlikheid, gewig, dis nie leeg nie, dis nie los nie, dis nie ongevul nie, dis kabod. Kabod is die mooiste Hebreëse woord wat jy kan kry in hulle taal. Kabod, wat letterlik beteken heiligheid of swaar. Dit rus swaar op hierdie gebou, op hierdie mens. Maar as jy 'n U vooraan sit, dan word dit Ikabod en dit is leeg, dit is niks, dit is dol, dit is klinkende simbaal. En as jy in 1 Samuel 4 gaan lees, dit is 'n swanger vrou wat 'n kind baar, en as jy die storie gaan lees, hulle het gaan oorlog voer teen die Filistyne, en die eerste keer gaan hulle in die oorlog in, en jy kan self gaan lees 1 Samuel 4, en dan gaan hulle in die oorlog in die eerste oorlog, dan verloor hulle 4000 man. Hulle word letterlik verslaan. Israel, die groot magtige volk, met die tabernakel by hulle, die kabod by hulle. Dan verloor hulle die oorlog, dan sê hulle, dit kan nie wees nie, hulle herstruktureer so 'n bietjie, en dan sê hulle, kom ons, iemand kry 'n idee en sê, kom ons gaan haal die tabernakel, die teenwoordigheid van God, die kabod, en dan gaan voer ons weer teen hierdie Filistyne oorlog, maar hierdie keer het ons 'n geheime wapen, ons het die kabod van God, ons het die tabernakel van God, en ons sit die tabernakel in die middel van die oorlogsveld, dan kan ons nie verloor nie, want God is mos met ons. Gaan lees dit, die tweede oorlog gaan voer hulle, en die tweede oorlog met die tabernakel in die middel van die slagveld,
verloor die Israeliete weer die oorlog, maar hierdie keer nie met 3000 man nie, hierdie keer met 30.000 man. Dis 'n storie oor 'n verwagtende vrou, weet, een van Eli se skoondogters, en dan kom 'n man aangehardloop na Eli toe, en hy gee hierdie boodskap in sulke segmente van slegte nuus. Dan kom hy aangehardloop na die koning toe, en dan sê hy, koning, ons het 'n verskriklike nederlaag vandag gelei. Die eerste oorlog het ons 3000 man verloor, maar dis nie al nie. Die tweede oorlog toe ons die tabernakel in die middel van die veld plaas, en dink ons gaan wen, toe verloor ons weer die oorlog met 30.000 man. Maar dis nie die einde nie. Die bottom line van hierdie hartseer is, priester, dit is nie koning gewees, priester Eli. Weet jy wat gebeur toe? Hulle vat die tabernakel, die Filistyne, die vyande steel die tabernakel. Die skrif sê, toe Eli dit hoor, toe val hy agteroor, want hy was baie vet gewees van skrik. Maar hy was vet, ek weet nie hoekom sit hulle daar in die bed, in die Bybel ook nie, maar hy val agteroor, hy breek sy nek en hy's op slag dood. Toe hy hoor dat die tabernakel gesteel is. Hy kon dit nie hanteer nie, dis die verskriklikste ding wat Israel kon getref het. Die tabernakel is gesteel, die heiligheid, die teenwoordigheid van God is nie meer daar nie. Hy sê, maar dan kom maar 'n soldaat ingehardloop en sê, dis nie al nie. Hy praat met hierdie vrou en dan sê hy, daar's nog slegte nuus. Hy sê, hoor hierso, nie net dat die tabernakel gesteel is nie, jou skoonpa is so pas dood, 3000 man is vernietig, 30.000 man nie, en die priester is dood, en dis nie al nie, jou man, die een wie jy lief het, die een wat die geboorte veroorsaak het van hierdie kind in jou, sy's hoogswanger, hy is ook dood in hierdie nederlaag. Sy ervaar sulke slegte nuus op slegte nuus op slegte nuus op slegte nuus, dat sy in 'n vroeë kraam ingaan. En die Bybel sê dat hulle probeer haar moed inpraat en sê, moenie worry nie, dis 'n seun, jy bare seun, want 'n seun was werk en geld en ekonomie, en hulle probeer haar moed inpraat en sê, alles is nie verby nie, moenie hoop verloor nie, dis 'n seun. En sy antwoord hierdie wat noem hulle die vrouens wat help, voetvroue, sê sy, en toe die babatjie uitkom, sê sy, noem hom Ikabod. Noem hom Ikabod. Vir die res van hierdie lewe, daar's niks meer goed in hierdie lewe nie. Die kabot is weg, die ark is van God is gesteel, die heerlikheid is weg. Ek het my man, ek het my heerlikheid in die huwelik verloor, ek het my heerlikheid in die huis verloor, ek het my heerlikheid in die land verloor, ek het my heerlikheid in my skoonpa, ek het alles verloor, daar's niks meer hoop oor nie. Noem hierdie kind Ikabod. Ikabod, God het ons verlaat, hy's nie meer hier nie. Mense, daar's 2 geeste wat jy mee moet omgaan vandag, en ek wil jou aanmoedig as ons hierdie kinders gaan toewy, ek wil jou 'n boodskap gee, jy gaan so deur die lewe moet gaan. Jy gaan moet kies, dis Immanuel of is Ikabod. As jy met Ikabod te doen het, dan het 'n gees in jou en sê, alles is sleg, alles is te vergeefs, alles sal nooit goed gaan nie, alles is Ikabod, die heerlikheid is weg, daar's nie hoop nie, die ekonomie van hierdie land, elke keer as ek nuus kyk, Ikabod, elke keer as jy die radio aansit, Ikabod, dit kan nie, daar's net niks meer goed oor in hierdie land nie. Jy moet pas op in watter dimensie jy gaan lewe, want die skrif is waar, as hy sê, daar kom iemand niets, wat sy naam is Immanuel, wat sê, ek vervang die Ikabod gedagte. Jy moet besluit vanoggend, as jy hierdie kindertjies sien, as hulle hier voor jou staan, as jy daai laggies sien, as hulle miskien nou saam praat, of kwee, of of eina, of piepie, of iets ergers, hulle is so afhanklik, hulle glo, hulle sê glo soos 'n kind, laat jou lig skyn soos 'n kind, laat jou lig skyn, bring die kindertjies na my toe, want hulle glo vas nog, dis Immanuel, God by ons, en dit sal nooit verander nie. Dit maak nie saak wat die ekonomie, of die land, of die president, of die ministers, of die politiek sê, of waar jy jou ook al bevind nie, dit bly Immanuel. God met ons, God
by ons. God se altaar is dalk weggevat deur die Filistyne. Gaan lees die storie verder. 1 Samuel 5, dan kom hy voor Baal. Dan sit hulle aan vier hulle fees die vyande. Hulle sit die tabernakel reg voor Baal. Wat is Baal se Dagon. En hulle sit hom voor hierdie standbeeld van Dagon, die tabernakel. Raai wat? Hulle vier fees en dans en raak dronk. Daai volgende oggend, ken jy jou Bybel? Daai volgende oggend, hoor jy so, is Baal, is Dagon se een arm afgeval. Hulle sit hom die volgende oggend terug en hulle partytjie verder. Daai aand, die tweede aand. Ek wens ek kon in daai kerkgebou wees, in daai tempel. Want die volgende oggend toe hulle wakker word, toe lê Dagon plat op sy neus, sy arm en sy ledemate en sy kop, alles van hom, en hy buig, is asof hy buig voor die altaar. God is lewendig en hy sê, ek sal jou help deur alles. Ek is hier, ek is by jou. Ek is by jou. Ek is by jou as ek deur die water gaan. Ek is by jou as ek deur die kraam gaan, as jy pyn het, as jy fisies pyn het. Ek is by jou. Maar vanoggend as ons hierdie kindertjies aan die Here toewy, ek wil jou los met daai gedagte, want ons gaan verder hieroor praat, maar ek wil graag hê dat ons vanoggend hierdie kinders met hierdie gedagte, as jy in hierdie kindertjies se gesigte vaskyk, asseblief moenie in die ouers of hulle is nie so mooi soos daai babas nie, hoor. Ek gaan vra dat die babas na vore toe sal kom. En mense, dit is deel van ons aanbidding, is deel van ons diens vanoggend. Jy moet besluit. Jy moet genuine besluit. Laasweek was 'n uitnodiging uit Jesegiel. Mense wat my gebel het en gesê het hulle moes kom praat het, want is waar. Jy moet nou besluit. Dis Immanuel. Hy is by jou. Anders is jy in 'n down spiral van Ikabod. Die heerlikheid is weg. As niks meer goed oor nie. Ag, ek gaan maar deur hierdie lewe. Ek gaan nooit werk kry nie. Ag, wat help dit om te gaan swat as ons nou hierdie ander kinders gaan toewy? Die ouer kinders. Daar's hoop. Hy's by jou. En ek gaan vra dat ons op daardie noot die kinders na vore toe sal nooi en ek gaan vra dat Johan en Johanay hulle kinders na vore toe sal bring, Misha en Milanke. Dis twee kindertjies van, hulle kan so lank vorentoe kom en dan ook Christine wat saam met hulle gaan bid. En ek sê vanoggend vir julle kan maar kom. Ek sê vir die ma daar Johanay, haar naam beteken letterlik haar naam dat ek bietjie gaan opsoek het Yahweh merciful. Yahweh is merciful. Maar julle kan sommer hier onder staan. Ons gaan nie plek hê hier bo nie, maar weet jy wat? Staan hier bo. Dis reg, staan hier bo. Dis reg. En dan gaan ek vra dat Josephine en Kenneth, jene, julle moet die mooi ou babatjie Joey sien, die pragtigste mooi blou oë, en jene, en ek gaan vra dat Mandy saam met hulle bid, en dan wil ek graag vorentoe nooi Simonay en Corney, en Annetjie gaan saam met hulle bid. Hulle het twee kinders ook wat hulle gaan toewy aan die Here. Die een is Daniel en die Annetjie se naam is ook Johanay. En ek wil sommer net gou ietsie sê van Corney en Simonay. Hulle is hierso. Nou mense, hulle het twee kinders van hulle eie, biologiese kinders. Maar hulle het besluit ook dat hulle twee kinders gaan aanneem in hierdie tyd wat hulle ook nou ouers beleef het. En hierdie is hulle biologiese kind en Johanay is hulle aangenome dogtertjie. En ek weet dat die biologiese mamma is ook vanoggend in die diens wat hierdie kind ook oorgee en sê, Here, ek weet dat hierdie ouers die beste ouers vir my kind sal wees. Hulle spot daaroor, weet dat hulle eerste kind Daniel, nee, Simeon, hulle het 5 jaar letterlik gesukkel om swanger te word. Hulle het behandelings in vitro's gehad en 5 jaar daarna toe word gebore. Simeon, jammer, is nou te veel kinders. En 5 jaar daarna, ek wil net noem mense, dinge gebeur in die kerk, weet, maar 5 jaar daarna weet Corney, nou dis Corney, want julle moet nou mooi kennis neem, dis Corney,
wat weet, hy wil nie weet deur al hierdie in vitro's gaan nie, hy wil nie weet deur al hierdie finansies gaan nie, hy wil nie weet deur al hierdie pyn gaan nie, maar sy vrou sit toe daar agter, en in 'n diens soos hierdie, ervaar sy terwyl ons sing, ervaar sy die Here sê vir haar, sy is swanger. En sy sê dit vir haar man, en ek kan nou nie herhaal, wat sê hy toe nou in die kerk, wat sê hy toe nou nie, maar 9 maande daarna, is hulle seentjie toe nou gebore. En is net 'n wonderlike ding wat gebeur as die Here ook betrokke is in ons midde. Mense, ek gaan jou vra dat jy vanoggend sal saam bid. Ons glo aan God se leiding, God se beskerming en God se seën oor hierdie kinders, maar ook oor jou. Dat ons vanoggend sal toebid en sê dat hierdie kinders sal opgroei in die weë van die Here. Ons gee hulle vandag hulle eerste Bybeltjie, dat daardie Bybeltjie vir hulle belangriker sal wees as hulle teddybeer. Dat hulle hom sal vashou, dat hulle sal lees, dat hulle ouers sal vra, dat hulle vir hulle sal lees, as hulle in die kar is, as hulle buite die kar is, as hulle by die etenstafel is, as hulle op pad is, as hulle gaan slaap, dat hulle letterlik sal bekend gestel word aan hierdie lewende God, wat alles aan die lewe hou. Mense, vir 'n oomblik, terwyl die musiek net so speel, jy nie net fokus hier op een van die babaatjies nie. Kyk, hoe perfek gevorm, in die moederskoot, jou geroep en gesê, jy's myne. Daar's 'n getuienis in jou eie hart wat sê, ek praat met jou, dat Joey eendag in haar lewe kan erken, dat ek het in my ouers se lewe, het ek gesien, toe hulle bid, toe gebeur haar wonderwerke. Elke keer as ons aan 'n ontbyttafel sit en sê, moenie worry nie, kom ons bid, dan het ons dit in ons ouers se lewens gesien, en daarom wil ek ook besluit eendag, ek wil die Here dien. Kan ons dit bid vir ons kinders? Ons het 'n familiediens vanoggend, en ek gaan vra dat hierdie voorbidders vir hierdie kinders en die ouers sal bid. Terwyl ons hierdie lied dalk net herhaal of sing, maar ek wil nie jy moet besig wees met waarmee hulle besig is hier vanoggend nie. Wil jy jouself nie net toewy aan die Here? Bid nou vir jou eie kinders. Bid vir hulle waar hulle is op universiteit. Bid vir hulle dalk op skool, op laerskool, op hoërskool. Miskien is jy geskei, miskien sit jy en jou kinders wil niks met jou doen. Bid nou vir jou kinders, daar vergifnis en verlossing. Kom ons gee 'n geleentheid dat terwyl jy net daar sit, as jy nie kinders het nie, bid vir jou broers se kinders, bid vir jou familie, bid vir jou mense, maar bid nou vir kinders. Dis die toekoms van ons land, dis die toekoms van ons wêreld. Wie sê vir jou dat jou kind nie die leier gaan wees wat impak gaan maak in hierdie land nie? Wie sê vir jou dat jou kind nie geroep is, en dat jy dit moet uiter, en dat jy dit moet verklaar? Roep dit vanoggend oor hulle uit. Terwyl jy hierdie onskuldige gesiggie sien, miskien is jou kind nie meer so onskuldig nie, maar bid nou vir hom, bid vir haar. Sien hoe jy hande op haar skouers lê, sien hoe jy hom in die oë kyk en verklaringe maak, soos jy is die kop en nie die stert nie. Jy sal bo uitkom en jy sal geseënd wees as jy in die land gaan, as jy uit die land gaan. Jy sal geseënd wees in jou werk, daar sal vrug wees op jou lewe, jy sal gevuld wees, jy sal vervuld wees, jy sal gemoedsrus hê. Ons bid dat jou skoolloopbaan, dat dit 'n wonderlike belewenis sal wees, gevul met vriende. Ons bid vir onderskeiding in ons kinders se lewens, dat hulle sal kan onderskei tussen reg en verkeerd. Ons bid nou dat ons as ouerskap hierdie verantwoordelikheid, Here, groter sal maak in ons lewens. Here, want in ons sien hulle die waarheid. Ek bid, Here, help ons as ouers. Help ons om hierdie pad te stap, Here. Vergewe ons, Here, vir die kere wat ons die pad byster is.
wat ons nie goeie voorbeelde was vir ons kinders nie. Here, herstel, maak weer heel, terwyl ons net so onsself toewy aan die Here. Mense, ek ervaar so, daar's baie skuld, wat by jou opkom op die oomblik, en sê, ek wens, ek het dit vroeër, daar's nie 'n beter tyd as nou nie. Dit maak nie saak of jou kinders 30 of 40 jaar oud is nou nie. Bid nou vir hulle. Herstel die verhouding. In Jesus naam. In Jesus naam. I have a plan for you. I have a plan for you. It's gonna be wild. It's gonna be great. It's gonna be full of me. Yes, I have a plan for you. I have a plan for you. It's gonna be wild. It's gonna be great. It's gonna be full of me. So come away. So come away with me. Come away with me. It's never too late. It's not too late. It's not too late for you. I have a plan, and I have a plan for you. I have a plan for you. It's gonna be wild. It's gonna be great. It's gonna be full of me. So open up and open up your heart and let me in. Open up your heart and let me in. Open up your heart and let me in. Yes, I have a plan for you, and I have a plan for you. I have a plan for you. It's gonna be wild. It's gonna be great. It's gonna be full of me. Die heel eerste keer toe ek kinderkerk les moet aanbied, toe ek besluit ek gaan in die bediening in, toe vertel ek hulle hierdie storie van Henny die hoender. Die Henny die hoender wat rond pik. Hy sleep sy vlerk en hy kekkel en hy gaan te kere. Hy loop onder deur 'n akkerboom en een van die klein akkers tref hom op die kop. Hy's so ongelukkig, hy's so seer gemaak en daar kom 'n vrees oor hom, dat hy begin kekkel en sê, dat die wêreld kom tot 'n einde, die wêreld kom tot 'n einde, die hemel is besig om te val. Hy hardloop na Binkie die Inkie toe, en hy sê vir haar, luister, die aarde is besig om te val, en sy kwek en gaan na al die ander diere toe en sê, die aarde is besig om te val. Sy hardloop na Basie die perdjie toe.
En sy vertel aan Basie die perk en hy begin te rinnik en sê, die aarde is besig om te val, die hemel is besig om te val en alles is tot niet, alles is verniet. Hulle hardloop na Bessie die bees toe en sy, ek weet nie wat doen 'n bees nie, maar sy begin haar rond te skoffel en skree, die aarde is besig, maar uiteindelik is dit Skilly die skilpad wat al lank genoeg lewe. Wat weet dat is net 'n akker wat hierdie diere getref het. En ergens in jou lewe tref daar soms 'n akker jou kop. En dat jy nie soos hierdie vrou sal wees in die oomblik van haar omstandighede. Luister gou hier. In die oomblik van haar omstandighede profeteer en verklaar sy, dit is hoe die res van haar lewe gaan wees. In die oomblik van haar omstandighede. Ikabod. Vir die res van hierdie kind se lewe, as hy geroep word by die skool, dan sê hulle Ikabod, dan word hulle daaraan herinner, God is weg. Hierdie kind het nie 'n toekoms nie. God is nie teenwoordig in sy lewe nie. As gevolg van 'n oomblik wat jy jou toekoms na vernoem het. Pas op, dat as daai akkers val elke dag, dat jy nie 'n besluit maak om te sê, dit is hoe dit gaan wees nie. God red ons uit hierdie oomblikke uit. En ek wil hierdie volgende jong mense roep na vore toe en ons noem dit evolve, jong mense wat besluit het, weet, hulle is nou klaar met laerskool en hulle gaan oor na hoërskool toe en ons wil hulle ook voorbid en ek wil vra dat hulle net vir 'n oomblik sal vorentoe kom, die graad 7's wat nou graad 8 toe gaan volgende jaar. Mense, dis 'n belangrike ding. Ek weet jy sit hier en sê, Ete, weet jy, wat is die doel van al hierdie goed? Ek wil jy moet hoor, as hierdie kinders nie met Immanuel vorentoe gaan nie, het hulle niks nie. As jy nie met Immanuel vorentoe gaan nie, het jy niks nie. Kom ons leer ons kinders reg. Kom ons leer ons self reg. Kom ons embrace weer dat God is met my, met hierdie oorgange van die lewe. Ek gaan vra dat Johan de Bruin en Anja met hulle dogter Alicia na vore sal kom en Eugene Creer saam met sy ma Lorraine en Sarel. Sarel is nou nie hier vanoggend nie, maar en dan Michaela Trump saam met haar ma Donay en Mara wat vir haar gaan bid en dan Stewart Rogers en haar ma Desiree saam met Christine. Ek gaan vra dat Carla net vir 'n oomblik in 'n neutedop kom verduidelik oor die van raakpunte oor jong mense wat dit nodig het om hierdie woord te hoor. Kom ons luister net daarna, het ons 'n groot verrassing in hierdie gemeente, dat daar 'n bediening is van hierdie kinders vir julle. Ja, ons vier vandag iets amazing, iets awesome. Ons graad 7's wat na die volgende fase van hulle groeiproses gaan. Hulle lewe saam met Jesus. En daar's 'n paar dinge wat ek vir hulle wil aan herinner, wat hulle al geleer het in die kinderkerk. En dit is my so groot voorreg om die laaste paar jaar vir hulle deur my hande te laat gaan, by ons hande op by die kinderkerk. En dit is regtig baie, baie lekker geweest. Maar daar's 'n paar dinge wat ek wil julle moet onthou. En dit is om Jesus eerste te maak in julle lewe. Hy moet senter van julle lewe wees. Julle lewe moet om hom draai, nie om julle sport of julle vriende of sulke goeders nie, om Jesus. Dan sal alles goed gaan. Die tweede ding is, hier gee ons vir julle hierdie awesome Bybels. Hierdie Bybels moet julle deurdra. Gaan leer daaruit. Gaan lees julle Bybels. Dit is so 'n groot deel van ons elke dag se lewe. Nee, en daar gaan julle daar die Engelse ding sê, Bible means basic instructions before leaving earth. Onthou dit. Die derde ding is, ek wil julle moet aanhou praat met Jesus, met God. Hy wil hoor van julle probleme en dit waaroor julle gaan. Al gaan dit goed, praat met hom. Dit is altyd so belangrik. En dan die derde ding, die vierde ding, wat ek ook wil julle moet onthou.
is dit wat ons nou gesing het. This little light of mine. Laat Jesus se liggie aanhoudend deur julle skyn. Oralste waar julle gaan. Ons liggies, moet vir ander mense lig maak waar dit dalk partykeer vir hulle donker kan wees. By die skool, by die huis, daar op die sportvelde, oralste waar ons is. En dan moet julle ook aanhou groei. Groei in Jesus. In julle lewe, moet nooit ophou leer nie. Dit is so belangrik om aan te hou leer. Dit is al die goeders wat ek nou vir julle gesê het julle moet doen. En onthou, dit is hoe jy gaan leer en aanhou groei. Dit is regtig waar vir my julle Jenny 'n groot voorreg gewees om hierdie kinders te leer. En dit is vir my voorreg om hulle oor te gee aan JD wat die jeug ran. Elke Sondag en van nou af gaan julle jeug te begin gaan. So ek wil graag hê dat julle asseblief net vir hierdie kinders ook 'n handeklap gee. En julle, hierdie is die begin van 'n nuwe journey. Nou, dis nie die einde nie. Julle gaan nooit arrive nie. Don't ever think that you have arrived. This is a continuous journey. Okay. Mense, as ek net vir julle gou daai Bybel kan wys, ons gee vir elkeen so 'n Bybel. Ek het eintlik gedink ek wil my Bybel met een van dit omruil. Maar is regtig 'n Bybel wat ons vir hulle verniet gee vandag. Ek het nie eers geweet mens kry so 'n Bybel deesdae nie, maar dit is 'n amplified Bybel in Afrikaans. Wat ons vanoggend vir elkeen van hierdie kinders gee, verniet. Hierdie Bybels, weet julle wat is dit werd? By die 2 miljoen rand. Plus die waarde van hierdie skat. Wat ons hierdie jong mense vandag gee. Dat julle skatte sal ontdek in hierdie skrif. Skatte wat julle hoendervleis gaan gee en wat julle gaan motiveer en bekragtig vir hierdie lewe vorentoe. Jy het ook 'n Bybel. Jy het ook 'n Bybel wat oor die 2 miljoen rand in waarde is plus. As skatte daarin. Gaan ontdek weer, raak weer lus. Laat die jong mense vir jou voorbeeld wees. Ek huig, ek drink, ek dors weer na hom. Terwyl hulle toegesing word en gebid word. Mag die Here hulle lei. JD staan daar reg om hulle te ontvang daar na die tieners toe. Dat ons so 'n mooi oorgang het. Mag jy ook so 'n oorgang hê in jou lewe. Daarna bly net, ons het so 'n wonderlike afsluiting met bediening met hierdie kinders. Bid verder vir jou kinders. Bid nou vir hulle terwyl ons toesing. Kom ons bid. Kom ons wees 'n gemeente wat bid.
week weet ek dat die Here iets wil doen. Ek weet hy wil mense gebruik, hy wil mense heel maak. Ons kom tot 'n einde van hierdie diens en ek wil jou net die 3de segment gee van Ikabod, dat Josef word aan hom vertel dat Maria sy vrou is swanger. En dan sê die skrif en vir 3 maande daarna gaan sy na haar niggie toe. Toe sy terugkom, sê sy vir Josef, ek dink ons moet praat. En Josef sê, ek dink ook so, want die skrif sê sy het al gewys. En sy sê, sy swanger, maar dit was 'n engel. En Josef sê, dit klink vir my meer na die duiwel. En sy sê, dis Immanuel. En Josef sê, dit is dalk Ikabod. En Maria sê, dit voel soos Ikabod, maar ek weet dit is Immanuel. Soms gaan jy deur die lewe, ek het al gesien in my lewe, dat dinge voel soos Ikabod. Mense, hoor mooi, dinge voel soos Ikabod is weg, ek is leeg. Maar hy is besig om in jou te werk, dit is Immanuel. Oh Shirley, ek wil net gou Shirley staan, net gou die rede dat ons hierdie lied sing vanoggend. So 3 maande terug sing ons 'n lied, I Speak Jesus in die kerk. Ek het toestemming dat ek dit mag sê. Shirley se een sussie is 'n lesbien. En sy voel terwyl sy die lied sing, sy moet intree vir haar sussie, sy het hierdie siele las. Sy begin bid vir haar sussie en sy kan self getuig, hier is sy, praat met haar. Sy sê in die volgende 2 weke kry sy 'n oproep dat haar sussie het gebel. Sy het na kerk toe begin gaan en sy het tot bekering gekom en sy het haar ook laat doop. Dat haar lewe het totaal en al verander. Paar weke daarna sing ons dieselfde liedjie in die kerk en sy bid vir haar ander sussie wat 'n alkoholist is. En ek wens ons kan nou vir jou sê, yes, en daar het drasties iets verander ook, maar die Here is besig om in haar ook te werk. En in dit het ons begin ervaar, maar hier's 'n profetiese woord, as hierdie kinders vanoggend 'n lied oor jou sing, wil ons hê dat jy hier moet sit en 'n sielelas moet kry, en te bid, en voorbidding te sal doen vir mense daar buite wie jy ken. En sê, ek bid dit vir my mense, ek bid dit vir my kinders, want daar's 'n realiteit daaroor, dat die kerk nie meer net kan stil sit en aan moet neem, dat mense kerk toe moet kom nie, maar dat ons ook stories meer as dit sal hoor en sê, toe ons voorbidding doen, toe die gees van die Here ons vooruit gegaan, en daardie mense in hulle beddens aangeraak, vir genesing en vir gesondheid en vir heling, en dis moontlik. En die Here roep ons as gelowiges om dit meer te doen. Ons gaan hierdie lied oor jou sing, en ek wil vra eers dat jy 'n sielelas sal kry. Ek is nie seker wat die Here vanoggend verder wil doen nie, maar die tweede gedeelte, dat ons dalk vir jou gaan bid. Ek weet jy's aangeraak, maar terwyl jy sit en na hierdie kinders kyk, wat hierdie woorde oor jou spreek, ek spreek Jesus oor jou familie, ek spreek dit oor jou kinders, ek spreek dit oor jou besigheid, ek spreek dit oor jou werk, ek spreek dit oor jou huis. Ja, mense, ontvang dit vanoggend. As dit vir jou is, ontvang dit. In Jesus naam, kom ons luister. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace in His presence. I speak Jesus. Mense, terwyl hulle so sing, in my gees ervaar ek net so, ons dalk net so 'n paar van hierdie stoele moet weg stoot agtertoe en hierdie was vir mense daar buite vir wie ons bid. En terwyl hulle so sing, dan sê hulle to break every addiction. Addiction van 'n gees van ek is leeg en daarom vergryp ek my na ietsie anders toe. Ek het 'n verslawing, ek is dalk depressed, ek is dalk siek. En dat die skrif sê uit die mond van die suigeling, kan ek nie vanoggend anders as om net vir jou hierdie uitnodiging te maak. Jy kan gaan koffie drink. Jy weet hoe gaan dit hier na die tyd, as ons gaan koffie drink, dit is so half en chaos. Gaan jou vra om miskien nie die voorste deur te gebruik nie. Maar ek wil jou vra, net voordat ons gaan, of ons hierdie lied kan sing, staande, die chorus, miskien met die kombinasie van Jesus loves me, maar as jy voel jy het gebed nodig, dat daar nou bindinge gebreek moet word, dat jy nou moet heel word, dat jy nou dalk addictions of strongholds of goeders wat net hier op jou skouers rus en jy is so siek daarvoor, jy is so moeg daarvoor. Jy kan vrykom. Dat hierdie Jesus wat hulle van sing is ook hier vanoggend, want sy naam is Immanuel. Sy naam is Immanuel, hy is hier.
Hy's nie meer in 'n boks daar buite. Ons kan hom vat, hy's hier. En vanoggend wil ek jou uitnooi, asseblief. Dat ons net staan, dat ons net die mense sal nooi, terwyl jy staan, dat daar 'n geleentheid vir jou sal wees om vorentoe te sal kom. Dat jy kom bid saam. Dat die stemmetjies van kinders jou vry kan maak en mense jou hande oplê. Niemand gaan vir jou kyk nie. Almal staan, niemand worry wie kom vorentoe. Ek het al seker 100 keer hier voor kom staan toe ek in die kerk moes sit. Dis die moeite werd. Kom ons staan as gemeente. Maak hierdie uitnodiging vanoggend van jou. Ons hierdie stoele net so jammer vir die beknoptheid hier voor, maar ons die stoele net so bietjie agter toe kan skuif. Terwyl jou oë dalk net gesluit is vir 'n oomblik en jy ken hierdie woorde, I speak Jesus, I speak Jesus. Ek spreek dit oor my gesin, my familie. Hier's mense wat saam met jou wil bid hier voor en net jou hande wil oplê. Jy wil stuur met vryheid as jy siek is. As daar kwellinge, kwalinge, siekte. Miskien moet jy instaan soos Shirley, wat vir haar sissies moet instaan. Jy voel dit vanoggend, jy weet dit vanoggend. Ek weet dat die Here iets wil doen vanoggend. En ons gaan dit nie uittrek nie, ons gaan hierdie lied een keer sing en dan gaan ons die mense bedien wat hier is. Kom ons sluit die oë. Terwyl jy bid vir die mense daar buite, jou kennisse, jou mense, maar nou is daar 'n uitnodiging vir jou. Nou is daar 'n uitnodiging vir jou. Jy kan nou vorentoe kom. Daar's mense wat jou saam wil bedien, jou hande wil oplê en jou wil vry hier uitstuur in Jesus naam. Yes. Kom ons maak ons oë toe. Terwyl die mense vorentoe kom, bedien te word. Staan sommer net hier voor die geklank van hierdie kindertjies. Siekte, drange, goed waarin jy moet loskom, goed wat jou vashou. Dis soos kloue in jou, jy weet jy moet vorentoe kom. Jy is swaar, jy lewe swaar. Jy huil jouself aan die aand aan die slaap. Dat die Here sê die joy wat ons voorsing is ook vir jou hier vanoggend in Jesus naam. Shine through the shadows, burn light.
just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Moenie hierdie geleentheid mis nie. As jy nog vorentoe wil kom vir gebed, asseblief, kom vorentoe. Vir die res mag julle 'n baie geseënde Sondag verder hê. Ons sien julle vanaand vir aandkerk.